Hartlike goeie dag, baie welkom weer by ons program Gebedsversoeke van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Heerlik om weer saam met julle te kuier. Soos julle kan onthou, die laaste 2 weke het ons 'n bietjie gepraat oor mense wat ons moes vryspreek en alles, maar die Here het dit so swaar op ons hart gelê dat ons net bietjie weer moet teruggaan, net so bietjie stil staan by hierdie goeters. Soos julle kan weet, het ons die 2 weke terug begin met skuldbelydenis, waar die Here vir ons gesê het, hy kan nie ons sonde vergewe as ons nie ander vergewe nie. So ons het dit aangeraak. So kom ons staan net so bietjie weer daarby stil. Het jy nog iets teen iemand? Kan jy sê, ek het almal beslis vrygespreek. Ek het vergewe en ek het vergeet. Of sukkel u nog daarmee? As u nog daarmee sukkel, wil ek u vra, gaan 'n bietjie op jou knieë, vra Here, gee my net liefde in my hart, laat ek net na daardie persoon of persone kyk deur Jesus oë, sodat ek kan vergewe word, want as ek nie vergewe nie, kan ek nie vergewe word nie. Ja, soos Yvonne gesê, dis belangrik om te bid daaroor en vra die Heilige Gees dat hy as daar nog iemand is wat jy nie vrygespreek het nie, of vergewe het nie, om die naam aan jou te openbaar. So, ons wil aanbeveel, hou 'n boekie naby jou en terwyl jy bid en daar kom 'n naam op, skryf dit neer en dan kan jy ook so bely en vergifnis vra. Ons kyk vandag, ons het gekyk na pa en ma, stiefpa, so bid ook weer daaroor en gaan saam met die Heilige Gees daardeur en skryf die name neer en bely en vergewe en spreek vry. Ons kry so baie mensies wat sê, ek het vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. So ons moet leer, as jy iemand vergewe het, om dit ook te kan vergeet. Dit help nie, jy vergewe iemand en jy vergeet, jy hou nog steeds staan vas nie. So vergifnis en vergewe gaan hand aan hand. So ook met jou broers en jou susters, as daar 'n naam opkom, ons beveel aan dat julle, voor jy die goed begin doen, die vrysprake, vergifnis, bid daaroor, raak stil en spandeer tyd en vra Heilige Gees openbaar in my. Ons almal wil 'n rein, heilige lewe. So ons wil al die dinge wat daar is, wat ons terughou, wat ons keer, wat ons bind, wat ons nog vashou in die verlede, wil ons klaarmaak mee. So ook jou broers en susters, as daar 'n naam opkom, beteken dis daar 'n familielid, 'n oom, 'n tannie, 'n niggie, 'n neefie, skryf dan ook hulle name neer, en sodoende kan jy hulle dan ook vergewe. Ja, ek dink ook 'n bietjie terug na jou skooldae. Of miskien is jy nog steeds op skool, miskien is jy op universiteit, miskien is jy besig by een of ander instansie. Ek wil jou vra, dink 'n bietjie terug aan jou skoolvriende. Mense wat saam met jou was op skool, het hulle iets gesê wat jou seer gemaak het hulle jou geboelie. Ons sien elke dag hoe word kinders geboelie in die skool. Was jy dalk geboelie gewees? Kan jy daardie insidente sê, ek het waarlik daardie pyn vergeet, ek het daardie persoon wat my geboelie het, of daardie onderwyser wat my verneder het voor 'n hele klas, het ek vrygespreek? Het jy dit regtig gedoen? So kom ons dink 'n bietjie daaroor. Het ek al my skoolvriende, het ek hulle vergewe? Onthou, ek gaan 'n bietjie terug in jou skooljare in. Vra die Heilige Gees om jou te help. Van graad 1 tot waar jy klaar is met skool, klaar is met universiteit, het daar dinge gebeur? Kan jy dit onthou? Het jy dit vrygespreek? Het jy dit vergewe? Dink 'n bietjie mooi oor dit. Ook jou vorige huweliksmaats, die skrywer skryf hierso van vorige seksmaats. Onthou, ons behandel die stuk hierso wat ons geskryf het van Tiaan Gildenhuys, soos wat ons vir julle gesê het, kyk gerus na Tiaan se programme op YouTube. Hy gaan regtig deur 'n pad om mense te help om hulle huis skoon te maak en so aan. So die skrywer sê, kan ek ook nou sê, ek het al my vorige seksmaats vergewe. Het ek hulle vergewe? Het sy dit manlik of vroulik?
het ek, wat het gebeur in my huwelik, was ek ontrou gewees, was my man ontrou gewees, het ek al hierdie mense vergewe, het ek vergifnis gevra, omdat ek dalk voor huwelikse seks gehad het, losbandig gelewe het, onthou die Here was jou, hy maak jou skoon, hy vergeet dit, dis ek en jy wat aanhoudend ons verlede self weer gaan optel, en ons voel so skuldig oor ons lelike verlede, dat ons onsself so kastei daaroor, en nie vir onsself vergewe nie. Jy moet jouself in die eerste plek vergewe, as jy hierdie dinge gedoen het, as jy dalk die boelie was op skool, het jy al hierdie dinge gedoen, het jy jouself vergewe daarvoor. So kom ons dink versigtig aan al hierdie dinge, en met elkeen wat jy 'n pad mee geloop het in jou lewe, voor jou huwelik, het jy hulle vergewe vir dinge wat hulle jou gedoen het, seer gemaak het, liefdesteleurstellings, meisies wat kerels gehad het en andersom. Jare terug het ons manne nog gereeld weermag toe gegaan, en daar soveel tye wat terwyl die manne op die weermag was, wat die meisie dalk nie wou wag nie, en sy het in 'n ander verhouding ingegaan. Het jy weermag man, veteraan, het jy so iets deurgegaan? Het jy vrygespreek, daardie meisie wat jou hart gebreek het? En meisie, was jy die oorsaak gewees? Het jy dit gedoen? Het jy gesê, Here vergewe my? Kom ons dink 'n bietjie versigtig oor hierdie dinge, en ons vergewe mekaar. Ja, kyk ook na die res van jou familie, ook jou skoonfamilie, skoonouers, jou werkskollegas. Baie keer gebeur daar iets by die werk, jare terug, en dan op 'n dag besef jy dink nog daaraan. So, vergewe ook jou familie, jou skoonfamilie, jou werkskollegas, en dan gaan ook terug na jou kinders toe. Van geboorte af, baie keer gebeur daar ook ietsie, hulle sê ietsie wat jou seer maak, of hulle doen ietsie wat jou hart seer maak. So kom ons spreek ook ons kinders vry. As ons dan verder kyk, en dank die Here vir kinders, hulle is 'n geskenk van God, so ons wil 'n goeie verhouding met ons kinders hê, ons wil 'n mooi verhouding hê, so spreek jou kinders vry, vergewe hulle. Ja, soos ek net nou gesê het, as jy dalk voorheen in 'n huwelik was, jou man, jy is geskei van daardie man, het daardie man dinge veroorsaak wat jou seer gemaak het daardie vrou dinge veroorsaak? Kom ons sit net 'n bietjie stil en vra Heilige Gees, help my om terug te gaan in hierdie tyd in. Ja, ek wil nie vir jou sê, gaan terug en onthou al hierdie pyn nie, maar het jy vrygespreek? Het jy jou gewese man, het jy jou gewese vrou vrygespreek? So kom ons dink 'n bietjie aan al hierdie dinge, dat ons net kan vry wees. So ons gaan regtig net deur opsommings, ons wil net hê julle moet regtig vrykom, ons wil net hê julle moet dink aan hierdie dinge, soos Ansie net nou gesê het, maak notas, skryf hierdie dinge neer, gaan regtig in 'n stil tyd in, gaan in jou prayer closet, jou alleen tyd, jou alleen plek, en vra vir die Here om vir jou te openbaar. Ja, ek dink die moeilike een is om jouself vry te spreek. Baie keer loop jy ook maar met skuldgevoelens, jy loop met skaamte. Jy dink baie keer, ai, as ek maar dit anders gedoen het, as ek dit anders hanteer het. Baie keer het jy nog steeds negatiewe gedagtes, negatiewe woorde wat jy dalk oor jouself gespreek het. So kom ons spreek onsself ook vry en ons vergewe onsself, sodat ons onsself ook kan lief hê. Die Here sê ons moet hom lief hê, en ons moet onsself lief hê, en ons moet ander lief hê. So begin dan ook by jouself. Ons sien baie jong meisies wat met skuldgevoelens rondloop en dan op 'n dag sê hulle vir jou, ek het myself nie lief nie, ek kan myself nie aanvaar nie. So gaan terug en gaan kyk, wat het jy gedoen, wat jy nog moet vergifnis vra, wat se foute, ons almal maak foute, maar dis belangrik om jouself te vergewe vir die foute wat jy gemaak het. En spreek jouself vry en begin dan om oor jouself te spreek, dat ek vergewe is, dat Jesus my lief het soos ek is, en elke dag as jy in die spieël kyk, ons vrouens hou daarvan om mooi te lyk, so praat met jouself in die spieël en sê, jy is geliefd, jy is 'n koningsdogter, jy behoort aan die Here, bely dit elke dag oor jouself. Ons sien baie mense wat in verkrachting,
sexual abuse betrokke was, daai mense sukkel ook om hulle self te vergewe. Alhoewel dit nie hulle fout was nie, sukkel hulle om hulle self te vergewe en hulle vra altyd, het ek nie maar iets gedoen nie, was ek nie maar die oorsaak nie. So, dit is belangrik om jouself vry te spreek, te aanvaar en jouself te sien soos Jesus jou geskaap het. Ek onthou ek het 'n hele paar jaar gelede het ek 'n oggendsessie saam met 'n klomp vrouens wat in 'n hawelose kamp woon, het ek tyd met hulle gespandeer, ook oor hulle identiteit. En ek het gevra, gee vir my 'n spieël. En ek het die spieël laat omgaan en gesê, kyk in die spieël. Kyk na jouself, hoe sien jy jouself? Sê vir jouself, ek is gelief. En daar was baie van die vrouens wat daarmee gesukkel het. Hulle kon nie vir hulle self in die spieël kyk nie, want hulle is deur soveel pyn, hartseer, verwerping en seer. Daarom moet ons ook die Here vra, maak ons vry van herinneringe. Daardie verwerping, daardie seer, daardie dinge wat mense oor jou uitgespreek het. So baie keer sien ons dat wanneer mense soos die Engelsman sê, abuse was deur woorde, dat hulle vandag woorde gebruik om ander seer te maak. So kom, vra die Here, help my om van die vry te kom van herinneringe. Ja, ons wil nie die mooi dinge vergeet nie, maar kom ons vra die Here, help my om te vergewe en dat ek nie meer hierdie lelike dinge aan kan onthou nie, dat ek dit kan absoluut net vry word daarvan. Ja, as ons kyk weer na Hebreërs 4:16, dat ons met vrymoedigheid voor die genadetroon kan gaan en 'n petisie kan rig tot Jesus Christus vir alles wat in ons lewe gebeur het. God het jou toch geskape, so hy ken jou, hy weet wat alles gebeur het, maar dit is ook goed om te bely, soos Yvonne gesê het, die herinneringe, die seer, die hartseer, die skokke, die traumas, baie vrouens wat in aanrandings betrokke was, emosionele abuse, geweld, molestasies. Vra die Here om jou te help, om jouself te vergewe, en dat jy met vrymoedigheid na hom toe kan gaan, en kan sê, Vader, help my, om ontslae te raak van hierdie dinge wat my nog seer maak, hierdie dinge wat my pla, hierdie dinge wat my tuister, en dan om God se perfekte wil, God se perfekte plan oor jou lewe elke dag te bely. Ja, net soos Ansie nou gesê het, jy weet, ons moet 'n pad van herstel loop, maar ons kan nie daardie pad loop as ons nog vashou aan dinge nie. Jy weet, elke diepseer uit die verlede, wat se wonde het daardie diepseer uit die verlede gelaat? Wat se letsels, letsels het hy gelaat, net soos 'n seer, wanneer ek val en daar's 'n roof, en dit elke keer wanneer ek daardie letsel sien, onthou ek daardie seer. Kom ons vra die Vader in die hemel, dat hy daardie seer, daardie letsels uit jou lewe uit kan neem, sodat jy kan aanbeweeg, sodat jy nie elke keer teruggaan na dit en daai haat, daardie seer, daardie verwerping te kan opbring nie. Ek onthou in my lewe was daar tyd wat ek oor 'n sekere onderwerp nie kon gesels het nie, dit het te veel seer veroorsaak, dit het te veel pyn. En toe het ek 'n beraader en die pastoor genader en hy het vir my gesê, elke keer wanneer daardie gedagtes opkom, moet jy dit bestraf. En ek het dit gedoen, en vandag is dit vir my 'n vage herinnering, ek onthou glad nie meer die seer en die pyn daarvan nie. So die Here wil ook vir jou sê, laat hierdie dinge van seer, laat die dinge van trauma, van pyn, diep seer dinge agter, en moet jy ook nie, omdat jy seer gekry het, ander mense deur hierdie dinge laat gaan nie. So spreek vry, wees vry. As jy agterkom dat jy dit gedoen het, bely dit en vra vergifnis. Ja, soos Yvonne sê, hierdie letsels, ons almal het letsels in die lewe, maar ek dink ons moet 'n punt bereik wat jy hierdie letsels sien as 'n oorwinningslied, waar jy kan getuig vir ander en ook vir ander kan bemoedig en help en sê, maar ek het hierdie letsels, maar kyk wat die Here vir my gedoen, hy het my gehelp om te oorwin, hy het vir my vrede en liefde gegee, so jy kan dit ook doen. So kom ons gebruik hierdie letsels ook as getuienis, om ander te bemoedig en te versterk. So kom ons vra dan die Heilige Gees, soos ons reeds gesê het, raak stil,
en maak vir jou 'n lysie, en as dit te veel is, vat 'n paar op 'n slag, begin by jou naaste familie en gaan verder terug, so ver soos jy kan onthou. So kom ons help onsself, ons kan onsself help om te genees met hulp van die Heilige Gees en die woord van God en die wonderlike beloftes in die woord. So kom ons het nou 'n opnametjie gemaak, net 'n bietjie aangedui weer wat ons oor gepraat het. So kom ons gebruik hierdie dinge elke dag om mense te vergewe en vry te spreek. Ja, ons sê Here, reinig my wonde en bedek dit alleenlik met u bloed. Dis net die bloed van Jesus wat my en vir jou kan vrymaak van al hierdie seer en pyn en smarte en onvergewensgesindheid. Ek wil net weer hierdie stukkie lees. Ons sê, Here Jesus, u het reeds my geken voor my geboorte al en was reeds daar vanaf my verwerking volgens Jeremia 1 vers 4 tot 5. Here, verlos my daarom asseblief nou van alle vrese, vloeke of negatiewe gedagte en gedrag wat aan my oorgedra is in die baarmoeder. So van kleintyd af al, jy voel vandag al kort depressief en jy weet maar nie, hoekom is jy so depressief nie? Jy voel partykeer so kwaad en opstandig. Dis dalk dinge wat in jou verlede gebeur het, in jou moederskoot. So as jy jou moeder nog nooit met jou 'n gesprek gehad het nie, en jy kan nie verstaan waar hierdie dinge vandaan kom nie, wil ek julle vandag aanmoedig, as jou moeder nog lewe, of 'n familielid, praat met daardie persoon en sê, ek ervaar hierdie dinge. Is daar iets wat in mamma se lewe gebeur het? Is daar iets wat gebeur het terwyl mamma swanger met my was? Swaar tye wat mamma gehad het? Was ek nie eers aanvaar nie? Was daar verwerping? En al hierdie tipe van dinge. So kom, ons dink 'n bietjie oor hierdie dinge. Enige iets van ons voorgeslagte af. Kom ons vra die Heilige Gees dat al hierdie dinge van ons voorgeslagte af al aan ons te wys, as dit dinge is waarmee ek en jy worstel vandag. Jy weet, ons is almal blootgestel aan trauma, soveel keer wat ons gesê het, kom en ons bid en ons sê, Here, kom genees ons nou van alle verwerping, verlating, skokke, verlange, eensaamheid, alle seer, siekte en enige innerlike onvermoë om my hulpeloosheid te verstaan. En die Here met Jesus bloed is alles moontlik. Ja, kom ons kyk nog verder. Yvonne het gesê van die traumas, die minachtings, die beledigings. Baie van ons het van skool daar af, het 'n onderwyser of 'n onderwyseres dalk vir jou ietsie gesê, jy is dalk dom, of jy sal nooit iets bereik nie, jy sal nooit vorder nie. So kom, ons bely al hierdie goedjies. Baie keer was jy verstoot, baie keer het pappa en mamma nie dalk genoeg tyd gemaak vir jou nie. Hulle het gewerk, hulle was besig. Daar was nie altyd tyd vir soentjies en drukkies nie. Jy het baie keer nie gehoor dat hulle lief is vir jou nie. So kom ons spreek vir mamma en pappa ook vry en vergewe hulle. En dan ouers, maak tyd vir jou kinders. Al is dit net 'n drukkie of net ek is lief vir jou. Maak tyd. Ons weet ons lewe in 'n geweldige vinnige lewe. Mammas en pappas werk van vroeg tot laat. Maar gebruik 'n klein tydjie. Partykeer voor jy jou kind in die bed sit, net om te sê, mamma is lief vir jou, mamma gee om, bewys jou liefde, want so kan hierdie kind ook later vir homself lief wees, want hy weet, mamma en pappa is vir my lief, en vertel ook vir hierdie dogtertjie, seentjie, hoe lief Jesus vir jou het, hoe lief God jou het, dat hierdie mensie kan van kleins af weet, dat hy 'n wonderlike hemelse Vader het, wat net liefde wil gee en liefde uitdeel elke dag van sy lewe. Ja, as ons kyk ook 'n bietjie terug na sielsverbintenisse, wat ons gehad het met vorige seksmaats. Soos ek verlede keer vir julle verduidelik het van die geestelike naalstring, wat ons bind aan mekaar wanneer ons buite huwelikse seks het. So sny daardie bande af, kom voor die Here en sê, Here, ek bely, ek het sonde gepleeg, ek het met die of die persoon, het ek in 'n seksuele verhouding gewees. As jy nie die persoon se naam kan onthou nie, die Here weet. Sê, Here, ek sny nou af alle seksuele bande wat ek gehad het,
voor my huwelik in die naam van die Here en ek vra U om my te vergewe daarvoor. So al of die persoon lewe of hy nie meer lewe nie. Jy kan dit afsny. Ons kan al daardie goeders verbreek en ons losmaak daarvoor. Ja, dan is dit ook belangrik om te bid oor jou siel, jou begeertes, jou emosies en ook die Heilige Gees te vra dat jy jou gedagtes, jou begeertes, jou emosies, dat jy selfdissipline sal hê om dit te beheer. Yvonne, dis aan al waarvoor ons tyd het vandag. As ons bietjie kyk na die versoeke, nog steeds matrikulante wat eksamen skryf, ons verneem dat hulle baie moeilike wiskunde vraestelle gehad het. So kom ons bid werklik dat hierdie kinders van ons vrede sal hê, dat hulle kalmte sal hê en dat hulle nie vrees sal hê nie. Ons bid vir ons misdaad, ons sien ons misdaad is geweldig hoog in ons land. Dit raak net, ons weet ons gaan die feesseisoen binne, die misdaad raak al hoe hoër. So kom ons bid ook vir ons regering, dat hulle werklik wysheid en insig sal hê, hoe om hierdie probleme van ons land op te los. Dan bid ons ook vir geliefdes, wat vertroosting nodig het in hierdie tyd, wat 'n geliefde verloor het, afgestaan het in die dood. Ons bid teen motorongeluk op die paaie, baie mensies gaan met vakansie of breek 'n bietjie weg. So kom ons tree ook in vir almal wat op die paaie gaan in hierdie tyd. Yvonne, as jy vir ons sal afsluit asseblief. Ons Hemelvader, Here, baie dankie dat U dit ons so belangrik ag, Here, dat U nie wil hê ons moet onnodig swaar kry nie. U wil hê ons moet vry wees in U, Here. U wil hê ons moet absoluut vry wees van die kettinge van die verlede, kettinge van ons sonde. Here, ons bely vandag, Here, dat ons het U nodig in ons lewe. En ons vra U, Here, vergewe ons sondes, vergewe ons ongeregtighede. Here, ek bid dat U deur die Heilige Gees elke kyker daar buitekant sal help om deur hierdie proses te werk, Here, en oral waar hulle nog letsels het, Here, dat hulle kan vrykom van daardie letsels, dat U hulle sal help deur die Heilige Gees, Here, om te kan sien vir wie en vir watter seer op watter plek in hulle lewe moet hulle vryspreek. Here, ek bid dat U hulle sal help deur U liefde, laat hulle kan vryspreek, dat hulle kan vergewe, sodat hulle ook vergewe kan word en so die ewige lewe kan beerf. Here, dat daar geen skeidsmuur sal wees tussen hulle en U as gevolg van onbelyde sondes of onvergewensgesindheid nie, en dat niemand die hemel sal mis oor dit nie. Vader, ek vra U seën oor elke versoek. Ek dank U, Here, vir elke uitkoms wat U reeds bewerkstellig het, Here. Dankie, Here, dat U in mense se harte werk in hierdie tydperk, Here, en dat ons weet, ons hoop is op U, ons Here Jesus. Vader, ons vra dit in die naam van Jesus en ons eer en loof U in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie, tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.